Welkom. In die Hebreëse kalender is dit die tyd van Pesach. Dis die 7 dae feesvieringsperiode wat hulle herdenk dit wat God hulle uit slawerny uitgelei het, hulle voorsate uit slawerny uitgelei het. En daar het 'n klomp goed gebeur rondom hierdie tyd van Pesach. Onder andere het hulle geen kosse geëet wat gis in het nie, yeast. Almal wat saam met my dankbaar is, die wat so 'n bietjie bak en brou vir instant yeast, sê net prys God. Ja, dis 'n fantastiese goed daai. Ek kan nou instant yeast uit die kas uithaal, 'n bol deeg insuur en 2 ure later dan bak ek 'n ciabatta. Yes. Jy moet net nie haastig wees soos ek is nie, want dan tannie Renée dan daai ciabatta in plaas van so is hy so. Hy proe ten minste lekker, hy's reg en hy maar geen kos met suurdeeg in en hulle eet inteendeel ongesuurde brode. Moenie hierdie uit verband uitdruk nie, maar tydens die periode van Pesach het die volwassenes 4 glase wyn gedrink. Ek sê daai nou, maar nou moet ek ook dadelik weer counterbalance bring en vir jou sê, onthou, geluk lê nie in die onderkant van 'n bottel wyn nie. Party ouens nou sê, pastoor het gesê kan 4, ek weet dis nou al dag 7 van Pesach, so jy kan nou vandag 4. Dis nou ouens wat so lank glas in die kerk, hulle moet 'n hele liter nagmaal wyn kry voor as hulle kry 'n bietjie backpay. Ja, die Pesach-periode was ook 'n tyd waar hulle die Haggadah gelees het. Haggadah. Dit was die spesifieke geskiedenis rondom die verlossingswerk van God uit slawerny uit gewees. So, al hierdie verhale rondom die bloedoffer lam wat geslag is, wat aan die deurposte is, al die plaae word in Haggadah word dit vir die kinders geleer en dan hulle verstaan hoekom hierdie so 'n besondere dag was. Op die laaste dag van Pesach het daar iets 2 baie significant goed gebeur. Die jongste kind in die huishouding sou altyd vir die pa vra, hoekom is Pesach so belangrik? En dan, om almal net op dieselfde bladsy te kry, sou die pa vertel van God se verlossingswerk tydens Pesach. Kleinste in die huis sê, Dad, hoekom is hierdie vandag so belangrik? Die Here moet ons help, ons moet 'n generasie leer, hoekom is die werke van God belangrik? Ons kan nie 'n generasie hê wat nie weet dat dit wat God doen in ons lewens is belangrik nie. Kan iemand net saam met amen, kan die paas en die maas net sê, Here help ons. Pesach. Hoekom is dit belangrik? En dan een van die ander tradisies wat gebeur het is dat hulle sou een van 'n paar psalms so elke dag sing oor hierdie Pesach-periode. Onder andere Psalm 113 tot by Psalm 118 sou hulle so oor daai periode saam gesing het. Is nie amazing nie. So net met Paasfees in die agtergrond, ag asseblief sal iemand my net uit my misery uithelp. My oë is so goed nie, ek kan nie deur daai vuil bril sien nie. Net 'n paar goed rondom Paasfees. As jy jou Bybel het, blaai asseblief saam met my so lank Matteus 26 toe. Ek gaan daar wegspring met 'n goeie oulike skrifverwysings. Net 3 goed rondom die Paasfees spesifiek. Gustav, hoe weet jy dat Jesus, verskoon my eenvoudige Engels, reël is, Verushka? Gustav, hoe weet jy dat Jesus reël is? Ek ken die Gustav voor Jesus en ek ken die Gustav na Jesus. Dink bietjie gou oor jou lewe. Hey, Gavin? The old Gavin and the new Gavin. And that contrast is a piece of evidence. It's proof that Jesus is real. Kom aan, daar's van julle wat die ou Henk het goed gedoen, wat die nuwe Henkie doen nie. Nog nie alles nie. As nog so 'n bietjie van Egipte aan almal van ons, né? O, is dit net ek? Is julle almal klaar in beloofde land in? Daar's niks van Egipte nog aan julle nie. Okay. Nommer 1, daar's 'n ou Gustav en 'n nuwe Gustav. En die ou een het baie goed gedoen, gedink, gelewe, wat hy nie meer vandag doen nie. En is net omdat Jesus vir my 'n realiteit geword het.
As jy nou jou lewe kyk, sien jy ook daai ou ene? Kan jy ook na hom kyk en sê, die ou dinge het verbygegaan, prys God, terwyl van my familie, my vrou, my kinders en al daai rakkers by die werk wat ek partykeer wil strangle. Ek is 'n nuwe mens. Ek is 'n nuwe mens. Nog 'n realiteit rondom Paasfees. Onthou asseblief dat hulle 'n perfekte man gekruisig het. Hulle het 'n perfekte man gekruisig. So ek wil jou vryspreek vanmôre van die behoefte om perfek te wees. Want nie eers dan is jy goed genoeg nie. They crucified a perfect man. Ek kon niks fout kry met hom nie. En hy hype van die groep, skreeu hulle, kruisig hom. Dit terwyl hy perfek is. So as jy onperfek is, you're in good company. Die verskil is, die vraag is net, het jy vrede met jou imperfections? En kan jy sê, I'm perfectly imperfect, en met al my nikke en grille en al my roosstreke, het hy my lief. Hy het my lief net so, kan ek daai een sê, hy het my lief net soos wat ek is, maar hy het my te lief om my te los soos wat ek is. He's still busy with me. En die derde plek, en ek hoop jy hierdie 3 goed, spreek ek spesifieke goed aan. Ek wil jy met hierdie saam met my net kennis neem van, in Lukas 22 vers 61, is die scenario waar Petrus vir Jesus verraai. En die woord sê in daai skrif, dat in die oomblik dat Petrus hom verraai het, het Jesus na hom gekyk. Peter was so close to Jesus, that he could hear him betray him. Proximity does not always determine boldness. Proximity does not always determine gifting. Proximity does not always define destiny. Peter was so close that Jesus could overhear him say to that slave girl, I do not know him. Daar is die swaar goed. Kom ons gaan na die lekker goed toe. As jy saam met my Matteus 26 vers 30. En ek preek nou letterlik uit 2 Bybels uit vanmôre, maar dis net dat ek Afrikaans en Engels bymekaar is. Matthew 26. Ja. Ek lees hier van vers 27, vers 26 is reg. Verdra my, ek lees uit die NIV, ek het die Afrikaans by, as ek net nou na my volgende skrifverwysing toe vat, dan vat ek jou saam daar. Matteus 26 vers 27. Then he took the cup, gave thanks, and offered it to them. Ek stop net 'n oomblik daar. As jy nou wonder, wat is hierdie? Hierdie is 'n beeldhouwerk oor die laaste avondmaal. Hy is uit regte, egte olyfhout gekerf, wat uit Israel uitkom. Die dag toe my pa hierdie ding by 'n joetjie koop, het hy so 'n paar dae stoppelbaard gehad, die wat my pa geken het, hy het so lekker neus gehad, so regte Jode neus en sulke donker hare. Ek tel hom nou op dat hulle, dan kan die kinders sien, hulle kan net nou kom loer hierso. Nou, laaste avondmaal, toe hy die dag om koop, toe hang hy so by die bus se venster uit, en hy is besig om hierdie Arabier af te strei. Hierdie Arabier was gulsig geweest. Hy pa het net gesê, I'm not paying that amount. En toe gaan hy aan en uiteindelik, Tanya, while the bus pulled away, the Arab gave my dad this. My dad threw money at him out the window, and then the Arab shouted at him, "You're a Jew, man, you're a Jew." Ja, so die avondmaal het 'n storie. Pa met sy synige Afrikaner, ek weet nie, hy was goed Afrikaner, maar hy kon 'n bargain dryf, hoor. You're a Jew, you're a Jew. Dit was nou 'n insult uit die Arabier se mond uit, hè, vir hom te sê die Afrikaner is 'n Jood. Maar daar's iets anders aan hierdie wat dit is ook tradisie. Tydens Pasjag het hulle onder andere nie gestaan rondom die tafel nie. Hulle het gelê rondom die tafel. Gustav, hoekom? Want dit was 'n proklamasie dat ons is vry, ons kan ontspan. Toe hulle in Egipte slawe was, moes hulle staan en eet.
En as deel van Pasjag, wanneer hulle eet, dan het hulle gelê en eet. Is dit nie glorious nie, hè? Ja. Kan ek dit vir jou ook sê, wanneer Jesus jou ontmoet en wanneer Jesus iets in jou lewe doen, dan kan jy ook ontspan, want jy het uit die slawehuis uitgekom. Jy hoef nie meer altyd net op aandag te staan om te hoor wat die meester van die wêreld sê nie, want jy is onder 'n nuwe meester, die goeie herder, en hy laat my neer lê. Ek hoop julle maak connections as daai die woord. Dit is net my malkoppie Shani wat sulke connections maak. Kom ons lees verder. Then he took the cup, gave thanks and offered it to them, saying, drink from it, all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. I tell you, I will not drink of this fruit of the vine from now on until that day when I drink it anew with you in my Father's kingdom. When they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives. Het julle dit raak gelees? Wat het julle raak gelees? Wie van julle het 'n song wat jy sê, daai is my song? As ek na Divan en Henry kyk, dan is hierdie hulle song, by jou, by jou. As ek na Andre en Renee kyk, dan hoor ek hierdie, she keeps on loving me. Jumpy Sons, wat is julle song? Hoor as baie. Shani? Ja, Jumpy en Sondrie se song is Gonna cut foot loose. Woo, dis hulle hou van daai ene. Wat is julle, wie te song? Help my. Maar julle is nou versigtig, né? Hier's nou mans wat bang is om te sê, want jy's my rooi rokbokkie. Kyk, 'n song vertel altyd 'n storie. Hey, Hein? Dit gaan nou lank vat hierdie, maar en ek gaan dit nie nou doen nie. Wat is jou favorite song? Wat is die song wat jou lewe beskryf? 'n Kerkmens soos ek wil nou net sê Amazing Grace. Maar 'n stukkie Egipte aan my sê nog 18 till I die. Ja. Maar wat jy sing sê nogal baie. Een van die mees gespeelde songs nou die laaste jare wat is hierdie ene. You're as smooth as Tennessee whiskey. You're as sweet as strawberry wine. You're as warm as a glass of brandy. You know, okay. Wat daai vir my sê is, hierdie ou het 'n girlfriend, nommer 1, en nommer 2, hy het 'n drankprobleem, dink ek. But what you sing says a lot about you. En ek wil hê jy moet saam met my weer hierdie lees. When they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives. Wat dink jy was Jesus se song? Wat dink jy was Jesus se song? Jesus was also a man of the moment. He did what customs prescribed. And customary during the time of Pasjag, they would sing psalms. And amongst others, they would start at Psalm 13 and they would finish at Psalm 118. 113 to 118. So this is what Jesus sang when he was with his disciples, reclining at the table during the time of Pasjag. I don't know if he had 4 glasses of wine. Don't ask me, jy kan hom eendag vra as jy in die hemel is. But Jesus sings with his disciples. Give thanks to the Lord, for he is good, and his love endures forever. Can you believe it? Blaai gou saam met my Psalm 118 toe. Psalm 118. Ek was nou gister lekker voor op die wa, ek was so excited oor hierdie goed. Ek kon net myself inhoud nie. Ek preek vir Henriette en ek sit dit op Facebook. I'm going to show you something that you might have read but never realized. Jesus het saam met sy disippels, voordat hy Markus Getsemane toe is, het hy saam met hulle gesing. And tradition would have been maintained. And the last psalm that Jesus would have sung during the time of Pasjag was Psalm 118.
He starts with, give thanks to the Lord, for He is good, and His love endures forever. And guess what the psalm ends with? Give thanks to the Lord, for He is good, and His love endures forever. He was singing all of this with them, knowing very well what's going to happen to him next. So kom ons klim in Psalm 118, net so 'n paar van hierdie goed, want alles gaan nie oor hom nie, dit gaan oor God, dit gaan oor sy verlossingswerk in Israel se lewe, dit borduur so 'n bietjie van die goed simbolies oor Dawid se lewe. Maar daar's goed wat Messia HaMashiach saam met sy disippels sing, and they did not realize that he is singing about the things that he has done, will do, or is doing. Psalm 118 vers 1 sê, give thanks to the Lord, for He is good, and His love endures forever. Dis dieselfde Jesus wat in Markus 6 vers 41 sê die woord dat hy die 5 brode en die 2 visse gevat, en toe kyk hy op na die hemel en hy sê, ek dank U. So dankie sê was nie vir hom snaaks nie. En in Psalm 118 sing hy saam met hulle, give thanks to the Lord, for He is good, because it was a habit to give thanks to God. Love it, eh? Psalm 118 vers 17. Sing hy saam met hulle, I will not die but live, and I will proclaim what the Lord has done. Hy sing dit, en hulle het nie 'n cooking clue, dat hy profeteer hier tussen hulle uit Psalm 118 uit. I will die, but I will live, and I'll proclaim the goodness of God. Dis dieselfde een van wie daar in Openbaring 1 vers 8 gesê word, kyk, ek is die opstanding en die lewe. Ek het gesterf, maar kyk, ek leef. Hy sit tussen hulle, en hy sing saam met hulle. Vers 17, I will not die but live, da la 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 la. And you don't know what I'm singing, but you're singing with me, en hulle sing saam met hom, om my tafel soos 'n klomp fools. En hy's besig om te profeteer oor die volgende 3 dae van sy lewe. Hy's besig om lewe te spreek, want hy kyk na die kruis en hy weet, dit is nie die einde nie, there's something beyond that cross. En hy sing, I will die, but I'm going to surprise all of you, I'm going to live, man. Is dit nie awesome nie? I will proclaim what the Lord has done. Vers 18, the Lord has chastened me severely, but He has not given me over to death. Chastened me severely. Hy sing saam met hulle, die Here het my kastei, en hy onthou hoe Jesaja geskryf het, He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities. The chastisement that brought peace was on Him, and by His stripes we are healed. Hy sing, the Lord has chastened me. En hy dink aan hy katshoue wat kom. En nog steeds sit hy aan die tafel saam met hulle, saam met hy verraaier. And he dines with them. The Lord has chastened me severely. Hoor jy die B-gedeelte, but He has not given me over to death. Johannes 11 vers 25. Jesus ontmoet vir die suster van Lazarus. Hy sê vir haar, have I not said to you that I am the resurrection and the life? Whoever believes in me will live, even though they have died. Hy sê, die Here het my kastei, maar hy het my nie dood oorgelewe nie. Want hy is die een wat gesê het, as jy in my glo, sal jy lewe, al het jy ook gesterwe. And he's singing it with them. Vers 23. The stone the builders rejected has become the capstone
The Lord has done this, and it is marvelous in our eyes. En hy quote homself hier in song, saam met hulle, terwyl hy in Matteus 21 vers 42 vir hulle gesê het, kyk, die hoeksteen wat die bouers verwerp het, dit het God aangeneem. Die volgende vers sê nogal iets interessant. Hy sê vir die godsdienstige leiers, hy sê vir hulle, hy sê, julle het die hoeksteen van God verwerp. Maar hy sal hierdie hoeksteen aan 'n volk gee, wat hom sal aanvaar. En ek en jy as deel van die heidene nasies, kan Jesus bely as ons hoeksteen van my lewe. Dis die een wat my anker. Hy sing dit vir hulle. The builders have rejected the capstone. Hy het dit vir hulle gesê, Matteus 21. Nou sing hy dit saam met hulle. En hy het geweet dat hy gaan die hoeksteen wees van Wendy Britt se lewe. En as die fondamente skud, dan kan ek seker wees, want ek is vas aan 'n hoeksteen wat nie move nie. Stone the builders rejected. Vers 24. Oh, hier's 'n lekker ou PPK song. This is the day that the Lord has made, the Lord. Is dit nie amazing, die ironie daaraan? Hy sit saam met hulle. Op dag 5 van Pashach. Hy weet wat lê voor. Hy gaan vanaand verraai word, môreoggend gaan hy gekruisig word. En hy sing, this is the day, this is the day. Ek dink hierdie klomp, kyk na hom, en hulle skud hulle koppe, hulle is mos 'n jovial klompie hier. This is the day that the Lord has made, We will rejoice and be glad. Kom aan julle ou PPK's julle ken. And be glad in it. En dan my pa het hom so, and this is the day that the... En hulle almal staan saam en klap en hey Jesus, thumbs up. Verskoon my. Maar hy sing met 'n ander aangesteldheid, dat hierdie is die dag wat die Here gemaak het. Want hy het geweet, dis nie meer lank nie, dan gaan ek elke een van die 320 profesieë in die Ou Testament oor my dood, my kruisiging, my opstanding, ek gaan elkeen van daai 320 profesieë vervul, en hulle sing met blydskap, this is the day that the Lord has made. Ek dink hulle moes so 2 van daai 4 glase wyn al reeds ingehaat het. Excited, bly. This is the day. Hy sing dit. En Gustav Roos vang homself. So nou en dan, in 'n moeilike season, waar ek net die dag kyk en sê, ek wonder waar is God vandag? Terwyl hy saam met hulle sing en bly is. This is the day that the Lord has made. Kan jy jou indink hierdie innerlike konflik? Hy sing saam met hulle en hy weet presies wat lê voor. Is Jesus nie 'n fenominale figuur nie? Wanneer wie gaan sing, this is the day that the Lord has made, as jy weet jy word môreoggend gekruisig. Not me. Hy sing saam met hulle. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Dis dieselfde Jesus wat in Lukas 6 vers 21 doen hy die bergpredikasie. Hy sê, geseënd is die wat ween, want julle sal weer lag. This is the day. En hy het vir hulle in die bergpredikasie gesê, as jy huil, moenie worry nie. Môre gaan die son weer skyn. Kan ek vir elke man en vrou in hierdie plek, wat so nou en dan huil waar niemand jou sien nie. En ek wil sê, it is fine.
Helma, want die koning het gesê, blessed are those who weep, because they will go out with rejoicing. Klink my nie, daar's ouens hier wat huil nie. Almal hier is altyd bly. Prys God vir jou. Stuur my 'n WhatsApp, sê my, hoe doen jy dit? Blessed are you who weep now, for you will laugh. You will laugh. Vers 27. The Lord is God, and He has made His light shine upon us. Sing hulle. The Lord is God, and He has made His light shine upon us. En ek is seker, Jesus sit tussen hulle, en hy onthou Jesaja 61, waar Jesaja profeteer, hy sê, arise and shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Behold, deep darkness has covered the earth, and the peoples of the earth, but unto you my light has come. En hy weet, hy is die een wat as hy uitroep, dit is volbring, gaan God in die hemel die ligte so 'n oombliekie dim. En sy lig gaan my en jou lewe verhelder. Weet jy wat dat die woord sê in Openbaring, dat in die nuwe hemel en die nuwe aarde sal daar nie meer 'n natuurlike son wees nie. Weet jy in wie se heerlikheid gaan ons lewe? Die een wat op hy 5de aand van Pesach saam met hulle sing. The Lord is God, and He has made His light shine upon us. Hoe's daai vir sing? This little light of mine. Ek dink, hulle het daai gesing, Jesus het hier aan die agtergrond gesing. This little light of mine, I'm gonna let it shine. En hy sing van homself, wat die lig op hulle gaan laat skyn, en hulle uit hulle duisternis, uit hulle sonde, uit hulle ou lewe, uit hulle skaamte uit gaan haal, en hulle by 'n plek gaan bring, waar hulle net kan sê, voel net hierdie son skyn op my wang. Ek het die laaste paar weke hierdie mistroostige Gauteng weer gehaat. Ek het 3 dae agter mekaar, donderdag, vrydag, saterdag, 3 weke terug, elke oggend in die reën gehardloop. Donderdag 20, vrydag 20, saterdag 40 km in die reën. Ek was dik daarvoor. Daarna, ek sit in my kantoor, as ek sien die son is uit, dan sê ek so, 'n bietjie in die son staan. Voel dit net, soek dit net so 'n bietjie op my lyf. As ouens vanmôre hier, jy lewe in die skaduwee van omstandighede, kan jy vanmôre God se woord in geloof vat en sê, Here, laat U lig oor my lewe skyn. Kom aan. As jy net een wat sê, ja. Ek vat dit. Arise, shine, for your light has come. Vers 29. Give thanks to the Lord, for He is good. Laaste vers. Sing hy nog steeds saam met hulle. Hey, almal smile. Die disipel aan hierdie kant, wys vir Jesus, is 'n goeie dag. Hy sing saam met hulle, give thanks to the Lord, for He is good, and His mercy endures forever, His love endures forever. En hy dink by homself, julle het nie 'n klou wat voor lê nie. En alhoekom hy kon saam sing, is omdat hy geweet het, na daai donker Vrydag, kom daar 'n sonskyn Sondag. En hy het opgestaan, sodat ek en jy kan lewe. Die Haggedag is gelees. 5 dae het verby gegaan. Hy is gekruisig. Daar's stilte. Maar man, op daai 3de dag, in 'n graf wat vir hom gegee is die Heilige Gees van God besig. Die klip kon hom nie uithou nie.
Net soos wat geen obstakel in my lewe en in jou lewe die aktiwiteit van Heilige Gees kan weghou nie. En dit kom in vervulling. Ou Paulus skryf later, as hy selfde Gees wat Jesus uit die dood het opgewek het in jou woon, sal hy jou sterflike liggaam lewendig maak. Wat doen die Heilige Gees? Hy vat vir Edward Richards na 'n plek toe waar hy ook vanmôre kan sing. Give thanks to the Lord, for he is good, and his love endures forever. Wat is jou song? Wat sing jy vandag? Wat het jy hierdie week gesing? Sing jy nog? Renée het laasweek, voorlaasweek gesê, as ons dit net kan regkry om in omstandighede te kan aanhou praise en worship, dan gebeur daar iets. Jesus is smack bang binne in hierdie ongelooflike innerlike konflik waar hy 100% mens was, sê die woord, maar ook God in die vlees is. Johannes 1 sê, in die begin was die woord en die woord was God en die woord was by God en hy het mens geword en hy het onder ons kom woon. Die woord sê in Hebreërs dat ons het 'n hoëpriester wat met ons ten volle medelee kan hê, omdat hy in elke opsig net soos ons versoek is, maar sonder sonde gebly het. My perfekte hoëpriester sing saam met hulle. This is the day that the Lord has made. Want hy het geweet, die kruis is nie die einde nie. En hier is die shocker. Ek is seker hy het gesing, saam met hulle, om my tafel. En ek is seker, hy het hierdie in sy hart gehad. Dat die vir wie hy die prys betaal, ook sal sing. Give thanks to the Lord, for he is good, and his love endures forever. God roep jou vandag om iets te doen. As 'n summons, as oproepinstruksies, die manne sal dit goed verstaan. As 'n e-mail in jou inbox, as 'n dringende WhatsApp wat heel bo van die hemel af lê. En die hemel sê vandag vir my en vir jou, ek het gesing, net so voor hierdie alles begin gebeur het. Sal jy saam met my sing? Of gaan jy stil bly? Maar klaar met hierdie enetjie, hoor hier. Ek blaai soms daarna om toe. Vers 29, his love endures forever. Johannes 15 vers 13, kom Jesus, hy sê, dis my laaste skrifverwysing, 15 vers 13, hy sê, daar's geen groter liefde as dit nie, dat iemand sy lewe aflê, hoor hierdie, vir sy vriende. Hy sing saam met hulle. Give thanks to the Lord, for he is good, and his love endures forever. En hy weet, dat toe hy vir hulle gesê het, in Johannes 15 vers 13, hierdie is net so nadat hy met hulle gepraat het oor die wynstok en die lote. As jy in my bly en ek in jou, sal jy veel vrug dra. My Vader is die landbouer, julle is die lote, ek is die wingerdstok. Net so na dit, sê hy vir hulle, dat geen groter liefde het enige iemand as net hierdie nie. Janey, dat hy sy lewe aflê vir sy vriende. En hy sing dit, terwyl hy weet, Friday's coming, but Sunday's coming. Friday's coming, but Sunday's coming. Hier's nie 'n wysie aan hierdie versie nie. Ek het nogal gedink, wat se wysie sou hulle nou sing?
Kan jy glo dat die koning van die konings sing saam met sy disippels? Het jy hierdie Paasfees iets nuuts geleer wat jy dalk nie voorheen van kennis verneem het? Jesus sing. Ek wonder wat 'n tipe worshipper was Jesus. Wonder of hy ooit gesê het, "My drummer was bietjie woes vanmôre." Ek dink hy sou net die drummer kyk en sê, "Yeah, he's doing it for me. He's doing it for me." En dan kyk hy vanmôre na Divan en hy weet toe hy sing en sê, "The Lord is good and his love endures forever." Het hy geweet dat sy goddelike liefde wat gedemonstreer word deur sy kruis en opstanding gaan Divan se lewe raak. Die vraag is, gaan jy die dromme slaan as hy sing? Gaan jy saam sing wanneer hy sing? Gaan jy in jou stilte sit en jou singende koning ignoreer, of gaan jy vanmôre saam met my sê, ek dink is tyd dat ek weer begin sing? Sal jy jou oë saam met my sluit? Ek wil graag hê jy met jou eie wysie uitdink vanmôre saam met my. Ek wil graag hê jy moet toelaat dat hy 'n stukkie muso in jou net uitkom vir 'n oomblik. En net daar waar jy sit, wil jy nie jou eie melodie skryf en net saam met my sê, "Give thanks to the Lord, for he is good." Dit maak nie saak hoe jy sing as jy in die shower is nie, come on. Nou kan jy net jou eie wysie maak en niemand kan niks sê nie. Jy het nie 'n mikrofoon in die hand nie, so moenie worry oor wat Tannie Sunny sê nie. Jy kan net sit en sê, "Give thanks to the Lord, for he is good and his love endures forever." Hoekom? Hy het dit gedoen net vir jou en my. Sal jy net daar waar jy sit, sing dit vir hom. Sing dit vir hom, sing dit vir hom, sing dit vir hom. Give thanks to the Lord, for he is good, and his love endures forever. Dit maak nie saak wat jy vanmôre in die gesig staar nie. Dalk het jy 'n uitdaging rondom siekte. Dalk kyk jy na jou begroting na jou soos 'n Goliat op 'n slagveld. Dalk in jou werksomstandighede. Dalk sit jy net by 'n plek waar jy sê, "Here, waartoe is my lewe op pad?" Die koning het met die kruis en sy opstanding in die oog, sing hy saam met die disippels, "Give thanks to the Lord, for he is good and his love endures forever." Wat is dit wat jou vanmôre uit jou gesondheidskrisis, jou finansiële krisis, jou verhoudingskrisis, jou geestelike conundrum uithaal? Wat is dit wat nuwe betekenis gee en dat jy môre net voel, omdat hy leef, sien ek kans vanmôre, dis omdat hy oor jou gesing het. En hy wil vanmôre hê jy moet saam met hom sing. Give thanks to the Lord, for he is good and his love endures forever. Here, dankie dat ons op hierdie opstandingsoggend vanmôre dit wat Jesus gedoen het kan vier. Ons is so dankbaar vir die kruis. Ons is so dankbaar vir 'n koning wat definitief volgens tradisie nie stil sou sit en stil sou bly nie, maar wat proklamasie op proklamasie gesing het saam met sy disippels. Alles net verklaring op verklaring oor wat hy sou doen en wat hy sou bereik. Vanmôre bid ek dat die singende koning vanmôre ook oor ons lewe sing. En dat die lied van ons lewe helder sal klink. Dat my lewe soos 'n mooi sang hom eer sal gee. In Jesus naam. Terwyl jou oë gesluit is net